It belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans. 'Cause I'm dying to myself so I can live for you. Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live for you. For my life is not my own. It belongs to you. I belong to you. 'Cause you paid the greatest price to set me free, to redeem me. So now I'm placing everything into your hands. Take my hopes and dreams and all my plans. 'Cause I'm dying to myself so I can live for you. Jesus, I'm gonna live for you. I'm gonna live for you. Cause I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you. So use me as you please. 'Cause I belong to you. I belong to you. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Sing it to him. Great are you, Lord. 'Cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Give life, sing it. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope,
love it when the crowd gets loud, singing out God's praise. But every now and then, it can get a little complicated. So I remember when I was in that old church basement, singing hallelujah. It's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation is coming back to me. It's just in oh hallelujah with the new melody, and I'm singing oh, 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 yeah. We got together every Wednesday night, about 30 teenagers. My friend Josh bought a cheap guitar and barely knew how to play it. He wasn't putting on a show, wasn't well known, wasn't trying to be famous. But we sure touched heaven in that old church basement. Hallelujah. It's all I need when I think
passion is for you, and even as I dream, I wanna know you. I'm after your heart. I'm chasing you. I'm so in love, captivated. I just can't get enough. I will spend my days running after your heart, your heart, your heart.
of deliverance from my enemy, till all my fears have come. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
Nou goed, goeiemiddag aan vriende en familie. Ek dink ons moet sommer net begin deur hulle net te bemoedig met 'n goeie hande klap. Wat dink julle? Dink hulle nie, lyk hulle nie mooi nie? Is hulle nie arme Armand het nou amper ontwater hiervoor. So ek dink ons gaan net 'n botteltjie water vir hom naby moet hou, maar dis vir die regte rede. So julle twee lyk stunning, hoor. En ons is so opgewonde om hierdie saam met julle te kan deursien. I know there's one friend or family member that's apparently from Ireland, if I'm not mistaken. Yes. All right. The Irish. Great. So I'm really sorry that the ceremonies could be in Afrikaans. Also sorry about what the Springboks are probably going to do like in a couple of months from now. Just trying to settle everything now, just while we edit. But I'm trusting you just receive the gift of interpretation of tongues or something like that, and then just understand everything I said. But it's great to have you as well. Maar vir die res van ons, ek gaan vir ons met gou saam bid. Ons wil regtig hierdie oomblik ons harte kom stil maak en net hierdie oomblik waardeer vir wat dit is. So ons bid saam. Here, dankie dat jy regtig goed is vir ons. Dankie dat iets van die mooi van hierdie oomblik soveel groter realiteite wys. En ek bid sommer net dat vanmiddag Armand en Daniel en vir familie en vriende ook dat hulle sal betekenisvol wees, maar dat hierdie oomblik ook met elkeen van ons sal kom praat, dat op 'n baie dieper manier. En ek bid dat ons elkeen van ons harte sal oopmaak vir dit wat U miskien wil doen. Heilige Gees, ek bid dat U is teenwoordig op 'n manier op vandag dat elkeen van ons kom hier diep aanspreek. Ons wil U sommer net loof daarvoor. En ons is dankbaar dat ons hierdie kan doen. Saam met hulle, maar ook in die teenwoordig. Almal sê ek moet sê soos ek julle twee so sien, staan hier so. Armand se baie opgewondenheid is vir my mooi. Laat my dink aan die storie van die bruidegom kom voor die tyd in die pastoor toe. En hy sê vir hom voor die seremonie, hierso daai hele deel wat ons nou die beloftes en daai stuk wat jy nou sê, beloof, liefde, trou en alle omstandighede en ek sê jou wat. Kom ons los daai stuk net heeltemal uit. Wat dink jy? Ons los dit uit. Ek gee jou R500. En die dominees knik net so half, sê is reg, vat die geld. Alles is fyn. Toe nou by daai oomblik in die seremonie kom, kyk die pastoor so diep in sy oë vir hom en hy sê vir hom, beloof jy om haar lief te hê, om voor haar neer te buig, om elke liewe ding wat sy ooit vir jou sê sonder twyfel te gehoorsaam, om met ontbyt en koffie in die bed te dien elke liewe oggend en sweer jy op jou lewe dat jy nooit eers sal kyk vir 'n ander vrou. En hy het so 'n pynlike uitdrukking op sy gesig en amper met so 'n ongemaklike hoë stemmetjie sê hy net ek doen. En die res van die seremonie verloop so mooi en na die tyd stap hy so almal besig om net te verf oor die bruid en hy stap aan na die dominee maar hy is negatief en hy fluister so tog ons het 'n deel gehad sê hy. En hy sê dis waar, maar sy het net 'n offer vir my gemaak wat ek net nie kon afstaan nie. So
So Armand, ek sê nou nie Daniel het voor dit met my gepraat nie, maar kom ons kyk maar net hoe gaan dit. Alraai. Nee, ek spot sommer net. Ek dink inteendeel wil ek sê ons rol hierso, en ek wil miskien net vir so 'n paar minute namens ons almal praat, is dat die hele rol van ons sê in Engels is die mooi woord witnesses, as getuies wat saamkom, is ons het elkeen gekies om hier te wees. Nie net om hier lekker van dans en kos en mense en musiek, dis goed, dit moet daar wees, maar daar's iets bietjie dieper aan dit ook. 'n Getuie is iemand wat iets wat waar is om weergee. En ons rol is eintlik 1 Korintiërs 14 praat van wanneer ons profeteer, wanneer ons dit wat die Here vir ons sê, wanneer ons dit spreek oor iemand, sê dit ons bou dan eintlik die mense van die Here op. En dis eintlik wat ons wil doen vandag. Vir julle, saam met julle. Ons wil die beloftes van die Here, die goedheid van die Here, ons wil ietsie van 'n amper 'n deposito van hoop en goedheid in julle maak. En so ek wil jou ook sommer net uitnooi dat dit op jou hart is, dat jy net beleef die Here wil nie net oor julle spreek vandag. Ek gaan dit nou bietjie so namens ons almal kan doen, maar dis regtig wat ons hier is. So ons wil daai hoop van die Here, 'n deposito van dit net oor julle kom uitspreek. Ek dink seker die bekendste teks, daar's 'n paar teksverse wat maar so 'n bietjie by troues redelik misbruik word, sal ek sê, maar daar's ook 'n rede hoekom van hulle so mooi is en soveel betekenis inhou. En een van daai is Genesis 2. En ek praat so 'n bietjie met Armand en Daniel obviously, maar ek praat met almal van ons. En hoor gou wat dit sê dit hier van die huwelik. Dit sê dit verklaar waarom 'n man van sy pa en ma weggaan, saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word. Soos een mens word. En die Hebreëus is daar baie moeilik om te vertaal. So daar's nie regtig 'n mooi nie in enige taal wat ons kan lees. 'n Mooi vertaling eintlik van wat daar gesê word nie, maar dit spreek van hierdie radikale eenheid. Iets wat mens nie voor die tyd sal kan verstaan of die realiteit regtig van kan indruk nie, maar dit sê dat wanneer in die konteks van 'n verbond wat God met ons kan sluit, daar gebeur iets daar wat so radikaal een is, dat hierdie skrywer amper hy sukkel eintlik met die taal wat hy kan sê, daar's so radikale mooi eenheid wat hier uitkom, dat ons moet regtig vra dat ons eintlik ingebring word in wat dit beteken. Want van hier af is ons lewe nie net, dis nou ons twee saam, dis mooi, maar daar's nou hierdie eenheid tussen julle wat net nie kan verbreek word. En nie moet verbreek word. En so my vraag eintlik aan ons is wat beteken lewe? Hoe lyk dit? Hoe lyk radikale eenheid in die huwelik? En hoe leef ons vanuit dit uit en nie net vir dit? So die teoloog en sielkundige Tim Kimmel, ek dink hy help ons met hierdie vraag. Hy maak regtig 'n groot stelling. Hy sê dat almal van ons wat hier sit, almal is eintlik op soek na 3 goeders in die lewe. Almal van ons is op soek na veiligheid, na betekenis en na sterkheid. Veiligheid, almal van ons wil weet dat ons word beide aanvaar en liefgehad. Betekenis in die sin dat elkeen van ons wil weet dat ons lewe het een of ander tipe intrinsieke doel. Hoekom is ek hier? Waarvoor leef ek? En ook sterkheid. Almal van ons in ons harte wil eintlik weet of die onsekere toekoms wat daar voor lê, gaan ek kan sterk staan in? Hoe gaan dit vir my wees daar? En dis iets wat ons in die huwelik ook as mense, as individue, maar ook in hierdie nuwe radikale eenheid, dis iets wat elkeen van ons soek. En die feit van die saak is, hierdie 3 goeders wat elkeen van ons na soek, na veiligheid en betekenis en sterkheid, elke liewe mens op soek na dit, kan ons eintlik maar sê, gaan soms in die wêreld, in die woestyn van die wêreld, instap elke liewe persoon, ongeag van jou ouderdom. En die storie van die wêreld nog eintlik maar altyd, van die mensdom, is dat ons gaan soek na hierdie kernboublokke van wat ons nodig het in ons hart. En ons gaan soek dit in ander plekke, in plekke soos rykdom, en seks, en loopbaan, en roem, en geld, en drank, en sukses, en gesondheid, en familie, en godsdienstigheid, en mag, en invloed. En ons soek na hierdie goeders. Maar kom ons sê miskien vandag vir mekaar, hulle sê ons baie keer die 2 gegewens in die lewe is wat? Dood en belasting. As hy net 'n maand weg, so hy's vars in die hart daar, so nee. 2 gegewens in die lewe is dood en belasting. Maar ek dink ons kan vandag miskien 'n derde enetjie bysit, deur te sê dat ek dink nie daar het al ooit 'n mens in die wêreld ingegaan en gesoek en na al die plekke toe amper gaan uitreik en het regtig waarde en tyd en hoop en vrede gevind in 'n bed of 'n bottel of 'n besigheid. Niemand het dit al ooit gevind. Soek na dit, streef na dit, hardloop na dit. Maar niemand vind dit dan.
Inteendeel, ek wil liewer sê ek sal my hoed wil ingooi saam met die Noord-Afrika teoloog St. Augustine wat gesê het, "No God, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you." Ek dink daar's iets wat hy vir ons kom uitnooi. Deur te sê hierdie radikale eenheid, hierdie nuwe manier van leef, hierdie veiligheid en betekenis en sterkheid wat almal van ons na op soek is. Maak nie saak waarin ons dit soek nie. Hy maak hierdie radikale stelling en sê jy gaan dit net uiteindelik sukses met 'n hoofletter S en geluk met 'n hoofletter G. Jy gaan dit net vind. En hy wil eintlik vir julle sê dat ons huwelik wil ons leef vanuit daai plek. Vir julle twee as individue en vir julle huwelik saam, wil hy sê kom leef en bou en baseer julle huwelik op wie ek is vir julle. Kom baseer dit op my geluk, op my vrede, op my hoop, op my liefde vir julle. En vanuit dit gaan daar so radikale eenheid ontstaan. Julle het geen idee nie wat dit sal doen. So, kom ons kyk dit gaan na elkeen van daai en vra onsself aan hoe lyk dit vir ons vandag? So, almal van ons is op soek na veiligheid. Om te weet dat ek word beide aanvaar en liefgehad. So, dis een ding om te weet, iemand sê vir my, hulle is lief vir my, maar hulle ken my nie regtig nie. En iemand ken my regtig, maar hulle is nie lief vir my. Maar daar's iets weer en so radikaal, iemand wat my regtig ken en my aanvaar. Dit is sekuriteit. Wanneer die primêre manier wat ons hart eintlik veilig voel, is wanneer ek albei daai goed is. Ek voel veilig by hierdie persoon, want ek weet hulle ken my deur en deur, maar hulle aanvaar my. Ek twyfel nie oor hoe hulle oor my voel nie. Maar wanneer ek twyfel in hoe my maat oor my voel, dan is dit amper asof daai bietjie weggesteel word. Wanneer my maat nie twyfel nie, wanneer my maat weet, wanneer Daniel weet, haar man ken my. En soos in die jare aanstap, hy ken my beter as enigiemand anders. Daar gaan 'n punt kom wat hy jou beter ken as wat jou ouers het. En wat vir my mooi van dit is nie net dat hy my ken nie, maar hy aanvaar my. Ek voel veilig in dit. Daar's 'n veiligheid in dit wat so mooi is. In dieselfde hoofstuk 2, sê dit in vers 25 van Genesis, dat huwelik is waar ons naak en onbeskaamd moet wees. Ek weet, dis 'n baie misterieuse, so poëtiese taal hierso, maar ek dink wat die skrywer vir ons probeer sê is nie net fisiese naaktheid, maar emosionele naaktheid en spirituele naaktheid en verhoudingsnaaktheid. Huwelik is waar ek moet kan sê, al jou maskers af. Dit sak beskou. Wees wie jy is, want ek aanvaar jou nie vir wie jy kan word, maar vir wie jy is. Ek is lief vir jou. Ek het reeds die commitment gemaak, soos ons Engels sal sê. I'm gonna stick it out with you. Dis veiligheid. Ek het 'n vriend op universiteit gehad en hulle is boere daar van die Vrystaat. Maar ek is nie 'n boer nie, so ek gaan nie sê hier is nou uniek aan boere nie. Maar kom ons sê maar net aan hulle storie. Toe ons die eerste keer as 'n vriendekring almal na hulle plaas toe was, toe vertel die tannie vir ons dat wanneer die twee seuns en hulle is twee wille manne gewees, maar toe hulle elke keer as hulle op laerskool as hulle huis toe gegaan het, hulle was nog klein laaitjies gewees, hulle was in die koshuis. So elke keer as hulle huis toe is, dan sê gesê die oomblik as hulle op die plaas kom, dan trek hulle al hulle klere uit en dan hardloop hulle daar poedelkaal op die plaas. Nou, ek was nou nie presies seker hoe dit nou werk, maar later het ek besef, ek dink wat sy eintlik probeer sê het, is weet jy wat hier is waar hulle veilig. Hierso kan jy letterlik jou klere uittrek. Dis hoe veilig my seuns op hierdie plaas voel. Ek dink dit is ietsie van 'n prentjie van wat die huwelik is. Hier kan ek deur en deur, siel, liggaam, gees, is ek oop en hier's wie ek is. En ek maak nie beloftes vir wat kan kom nie, vir wat jy vir my kan bied. Die meeste van ons verhoudings, amper advies in die wêreld tans, is baie transactional. Wat kan ek uit jou uitkry? Moet ek myself adverteer vir die volgende persoon? Moet ek seker maak ek behou hierdie persoon sodat hy nie aanbeweeg met die volgende persoon. Maar hierdie is heeltemal iets. Ek maak belofte voordat ek iets uitvind kan kry uit jou uit. Hier by my gaan jy weet jy is veilig en ek is lief vir jou. Maar ek wil net vir jou sê ek weet nie of julle voel julle is in staat tot daai tipe radikale aanvaarding en liefde nie, maar ek het dit nie in my. Ek dink enigiemand het dit in my. En dis hoekom die uitnodiging weer eens is, ek dink in die geloofsperspektief is die enigste manier hoe ek 'n ander persoon ooit sal kan lief hê vir wie hulle is wanneer ek weet ek is geliefd vir
wie ek is. As daai ding nog in my siel ergens gaan sit, gaan ek hom aanhou soek in beddens en bottels en besighede. Maar as daar iets in my hart die dag rad vat, dat wie ek is geliefd. En waar vind ek dit? Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 8. Hy sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. Ek weet van jou gebrokenheid, ek sien jou verloring, ek sien jou pyn, ek sien jou hopeloosheid, ten spyte van dit, gee ek myself radikaal. Die kruis is hierdie verskriklike, onaangename prentjie. Maar agter dit sit die mees radikale prentjie van liefde wat al ooit was. En as ons in huwelik kan sê, Here, kom wys my in Christus, ek regtig geken en geliefd is, gaan ek dan begin om dit te doen. Ek gaan dit kan begin doen vir iemand anders. Hulle sê baie keer dat huwelik is wanneer 'n man of 'n koning en 'n koningin by mekaar kom. Ons wil gedien word, maar die mooi gebeur eintlik wanneer die Here my kom wys, nie 'n koning en 'n koningin nie, maar 2 dienaars van my. Ek is hier om jou te dien. En wanneer ek weet hoe ek die Here lief het, dan kan ek dit vir jou doen. Maar ek dink almal van ons is ook nie net op soek na veiligheid nie, maar na betekenis. Dat my lewe een of ander intrinsieke doel het. Wat ek opgestaan vir, behalwe nou om hierdie troue te wees. Ek dink ons wil weet wat is dit, want die ding is van die mens, is wanneer ons hart ontneem word van daai amper goddelike brandstof van waarde en 'n doel en 'n betekenis, dan verdraai ons 'n bietjie half in op onsself. En ons begin leef asof die vierkante meter in die volgende paar dae van my lewe, dis al wat hier is. En wat dan die gevolg van dit is dan word al gemak en plesier en status en sukses en al daai goeders neem amper 'n plek in wat dit nie moet in. Want hoor net, die Bybel sê al die goeders wat ek nou genoem het, seksualiteit en vriendskap en besigheid en geld, dis goeie goed. Maar dis nie God goed. Dis nie gewigtig genoeg om jou siel dit te kan dra nie. Maar wanneer ek nie daai doel het in my lewe nie, amper hierdie goddelike doel het nie, dan moet daai goeders nou maar my swaalf klein gee gode word. En dit werk altyd vir seisoene. Soos 'n nuwe kar koop, hy ryk ongelooflik vir daai eerste paar keer dat jy hom ry. En jy kan dit net nooit terugkry nie. Dis is koffie vir my. Ek kan nie leef sonder koffie nie, maar koffie proe nooit so lekker soos wat dit ryk. En daar's ietsie vir my in dit van jy gaan nooit dit vind op hierdie plek nie. So daar moet iets anders wees wat my lewe dryf. Daar moet iets anders wees wat vir my rigting gee, wat my 'n doel gee. En soveel meer in die huwelik is dit dieselfde. Daar's 'n in Genesis 2 wat ons nou gelees het, vra dit van die feit dat dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ons al die mans is so of amen vir dit, ons wil nie alleen wees nie, maar ek dink die fokus daar is nie so seer net verhouding nie, maar dit is missie. Dis 'n roeping. Dis nie goed dat jy hierdie alleen doen. Ek het 'n roeping op julle lewens. En ek wil julle met dit saam doen. En wanneer ons dan nie, daar's so gespottery altyd van huwelik is wanneer 'n man en vrou, dis die eenwording van man en vrou. Wanneer die moeilikheid begin, wanneer jy besluit watter een. So ek dink dit kom so 'n bietjie uit daai ding uit van, weet jy wat? My lewensdoel gaan nou grootendeels opgevang word deur hierdie ander persoon. Ons gaan nou diep in mekaar se oë kyk en daar gaan ons passie en ons gaan rigting en 'n doel en 'n missie vind. Maar die feit van die saak is ons is gemaak om nie alleenlik so vir mekaar te kyk nie. Ons is gemaak om skouer teen skouer langs mekaar te staan. En in te hak soos julle nou so mooi staan. En te sê, Here, wat het U ons voorgeneem? Daar's iets mooi in. Daar's iets wanneer ek weet is my lewe is vir meer as net wat ek hier voor my sien ingestel, dan kan ek saam as 'n paartjie kan sê, Here, ons in onsself in Engels sê Paulus, I've poured myself out. Ek dink was iets mooi in dit wanneer mense 'n paartjie sien wat sê, Here, U het ons geroep vir iets groot. En ons gaan onsself, we're going to pour ourselves out. Maar laastens, almal van ons dink ek is op soek ook na sterkheid. Nie net veiligheid en nie net betekenis nie, maar sterkheid. Gaan ons 'n onsekere toekoms kan deurstaan. Ek dink nie ons trou om vas te hak in die verlede nie, maar ek dink ons trou omdat ons hierdie oomblik wil geniet en omdat ons 'n opwagting wil hê vir die toekoms. En so ek wil julle aanmoedig, Jesus sê wel, hy draai nie doekies om. Hy sê, weet jy wat, ons wil 'n opwagting vir die toekoms hê, maar in Matteus 7 sê hy ook, dis nie of die reën gaan kom nie, maar wanneer die reën gaan kom. Daar gaan oomblikke in ons lewens wees vir almal van ons, wanneer ons fondasies getoets gaan word deur net die gebrokenheid van hierdie wêreld. En die vraag is dan, wat is daai fondasie? Gaan dit kan sterk staan? En
dis hoekom ek dink dit so mooi is. Weer eens die uitnodiging is nie, "Sjoe, julle gaan beter baie sterk wees vir mekaar. Julle gaan moet sterk wees." Nie. Die uitnodiging is, ek is sterk. Kom bou jou lewe op my. Vind jou sterkheid in my. So ek wil julle aanmoedig, moenie julle toekoms met vrees vul nie, maar spreek die waarheid van wie God is oor mekaar, oor hulle huwelik elke liewe dag. Praat daaroor. Sing oor dit saam. Lag daaroor. Maak dit the topic of conversation tussen julle. So ek wil julle aanmoedig, Amand en Daniel, glo en spreek oor mekaar dat God se genade is groter as enige skande wat julle ooit sal beleef. Glo en spreek oor mekaar dat nie een van julle ooit God se liefde kan uitput nie. Glo en spreek oor mekaar dat God beloof om nie een van ons ooit te verlaat of te verwerp nie. En glo en spreek oor mekaar dat in Christus God sal voltooi wat hy begin het. Dis die tipe sterkheid waarop ek my lewe kan bou. Ek dink dat my so rukkie terug nogals my aandag aangegryp het, is die ouens daar in die woestyn, die Saudis is nou besig om te mik om 'n gebou op te sit wat 'n kilometer hoog gaan wees. En so daar's nou 'n klomp gesprekke in die bouwêreld amper daaroor, maar die huidige hoogste gebou behoort ook aan die Burj Khalifa en hy's 830 meter hoog. En wat eintlik ongelooflik van hierdie gebou is, wat hom so 'n argitektoniese wonder in die wêreld gemaak het toe hy die eerste keer gebou is nie al die goedjies wat mense kan sien, maar die wonderwerk amper argitekgewys en ingenieursgewys is nie wat jy sien nie, maar dis wat jy nie sien. Wat hulle moes amper heeltemal gaan herdink in die wêreld van argitektuur en ingenieurswese is die fondasie van dit. Niemand het al ooit so hoog probeer bou nie. En wat hulle eintlik moes bewys het is as jy so hoog wil bou, gaan jy ongelooflik diep gaan. En as amper ietsie van 'n waarheid vir my in dit van die hoogtes wat ons wil bereik, gaan eintlik maar bepaal word deur die sterkte van die dieptes wat ons het. En ek beleef net konstant hierdie uitnodiging vir paartjies wat die Here eintlik sê, julle het geen idee tot watter sterkheid julle beskikking het. Kom put uit wie ek is. Ek is ewig sterk. Ewig. Die wêreld gaan soms gebroken wees of unfair wees. Julle twee gaan soms baie stupid wees. Daar gaan kere wees wat jy nie nou so opgewonde is wat Daniel soos jy nou is nie. Dis mens wees. Dit gaan gebeur. Daniel gaan so 'n bietjie frustreerd raak nou en dan met Armand. Maar dis hoekom die mooi ding is weer eens, maybe is die sterkheid van ons huwelik nie eers in ons individuele sterkheid. Maybe is daar iets nog dieper wat die hoogtes van ons huwelik kan bevat. En die Here nooi hulle uit. Dis ewig sterk. My beloftes gaan baie diep in ons huwelik. En in jou laagste ding, in julle moeilikste ding en in julle beste ding, kom bid uit dit. Hou julle lewens op. So ek dink elkeen van ons is op soek na veiligheid. Ek wil regtig weet dat ek is dit wie ek is, op my eie. Sonder my besigheid, my geld, my kar of my toekoms, my alles net wie ek is ek geken, is ek word ek liefde. So dit maar. Ek dink elkeen van ons wil daai betekenis in ons lewens hê. Verleef aan ietsie van die rippels wat my lewe in die ewigheid inmaak, gaan dit meer as net die hier en die nou so vir my wees. En ek dink elkeen van ons wil sterkheid beleef. Ek dink as 'n paartjie wil julle sê, dat ons wil ons lewens op die kan maak. En ek maak 'n uitnodiging vir almal van ons. Ek dink sodat ons hulle wil aanmoedig om te sê, daar's so mooi uitnodiging, daar's 'n radikale eenheid. Daar is 'n tevredenheid en 'n hoop en 'n tyd, daar's 'n liefde waarop julle die lewens kan bou. Maar so ook wil ek julle elkeen uitnodig. Te sê as jy jouself op baie plek lewe vind, dat jy besef, ek gryp na goeders aan. Oral, maar ek vind dit nie. Ek vind nie daai uiteindelike hoofletter wat jy soek. Die uitnodiging staan vir ons almal. So kom ons bid lekker oor hulle vandag. Kom ons bid vir ongelooflike veiligheid. Kom ons bid vir 'n betekenisvolle lewe saam. En ek dink kom ons bid vir sterkte. Dat julle huwelik op 'n regtig ware 'n rotsvaste plek sal gebou wees. Dis dit ons soek vir julle, dis dit ons wil spreek oor julle. Ons is opgewonde oor hierdie toekoms. So julle vir my miskien 'n oomblik gee wat ek saam ons lei in 'n gebed en dan bid ons dit oor. Ons bid saam. Jesus, dankie dat U ons uitnooi
kruis en die stelling wat jy eintlik maak, Here, soos wat jy in die wêreld inkom. Is dat daai betekenis en daai sterkheid en daai veiligheid wat ons soek, Here, ons gaan dit net in U vind. En ek kom bid vandag vir Armand en Tanya. Here, ek kom bid dat hulle sal weet wat is onuitputbaar dat dit vir ons aan. En ons gaan dit vind in U, Here, wanneer ons net onsself heeltemal kom oorgee. Here, ons wil nie 'n klomp klein liturgie gode dien nie. Ons wil U ken. Ons wil tevredenheid in U beleef. En ons bid oor hulle vandag, Here, mag hulle huwelik so vol wees, Here, van U goedheid, van U veiligheid, Here, van U sterkheid, van U betekenis. Mag hulle skouer teen skouer hardloop in die toekoms in wat U vir hulle het. En mag hulle in hulle heel hoogste en laagste oomblik weet, Here, dat U hou hulle vas, Here. En ons spreek net dit uit oor hulle vandag. Ons is dankbaar vir hulle. En ons is nog meer, Here, opgewonde oor hulle. In Jesus naam. Amen. Is jy nog daar, man? OK, ek maak net seker. Nou, kom ons kom met die deel wat ek dink almal by wil uitkom. Die huwelik. So die huwelik is deur God ingestel. Ja, aan die begin gesê dis nie goed dat die mens alleen is nie en vir hom iemand sal maak wat hom kan help sy gelyke. En so het hulle as man en vrou geskep om mekaar as huwelik maaks aan te vul en by te staan en om so deur God verenig te wees is 'n voorreg en 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. En so beide man en vrou moet uit 'n plek van liefde en eerbied teenoor God met 'n vreugdevolle hart mekaar dien en respekteer as God se geliefdes. So ek gaan julle vra of julle so rapsie nader aan my kan staan. En ons gaan begin met die wetlike vrae. Ons gaan begin met ons bruidegom, Armand, en jy kan antwoord met ek doen. Okay, Daniel wil so 'n bietjie accountability in die stelsel inwerk hierso vandag. Okay, so aan ons bruidegom. Armand, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik en die bruid Daniel is nie en aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou aan ons bruid Daniel, jy kan ook antwoord met ek. Verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik en die bruidegom Armand is nie en aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man doen. Doen hulle nie goed nie, nee. Kom ons gee hulle 'n hande klap. Ek dink hulle is fantasties. Okay, so nog een stel vrae. Julle weer eens kan antwoord met ek. Armand, sal jy vir Daniel neem as jou vrou en sal jy leef saam met haar in ooreenstemming met God se plan vir die huwelik, sal jy haar lief hê, haar beskerm, vir haar voorsien en beloof jy om getrou te wees teenoor haar solank as wat beide van julle lewe. 100% ek doen. Daniel, sal jy vir Armand neem as jou man? Sal jy leef saam met hom in ooreenstemming met God se plan vir die huwelik? Sal jy hom lief hê, hom eer, hom sorg, beloof jy om getrou te wees teenoor hom solank as dit beide van julle lewe. So Armand en Daniel het hulle eie geloftes of vows geskryf. So ons gaan hulle 'n oomblik gee om dit met mekaar te deel. Maar dit gesê hulle gaan lekker hard praat. En so tussen deur die trane glo. So kom ons luister mooi en kom ons gee hulle oomblik met mekaar te kan deel.
Nou is Armand baie spyt dat haar eers te laat gaan, hè? Dis bitter mooi. So, Armand en Daniel gaan oomblik saam, ek dink dit spreek eintlik mooi van wat ons vandag oor gepraat het. Hoe baseer ons ons lewe op iets dieper en sterker, meer as net onsself. En so hulle gaan nagmaal saam gebruik. En ek gaan hulle vra net so 'n bietjie nader hierso te staan. En miskien net om iets van die betekenis dit vir ons weer uit te lig. In Matteus 26 sê Jesus dat elke keer wanneer ons hierdie gebruik, dan doen ons dit ter herdenking aan hom. En dit is nie aan dit wat hy alleenlik gesê het nie, of aan dit wat hy alleenlik as 'n voorbeeld vir ons gelos het nie, maar dit wat hy ook kom doen het. Hy het iets kom doen wat alles vir ons verander. En elke keer as ons hierdie gebruik, iets van hierdie brood of die wyn of die sap, dan spreek dit van 'n werk wat hy vir ons doen, dat ons lewens vanuit daai perfekte werk. So kom ons gee elke oomblik die ouers vra om voor dit te kom. Daar was 'n seëngebed sang wat gespeel gaan word. En ek wil miskien net almal van ons nooi. Kom ons neem dit in die woorde van wat gesê word, die belofte wat hier gemaak word. Ja, ons sal dit The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
dink is mooi, 'n familie wat saam staan onder die beloftes van die Here vir mekaar en vir hulle toekoms. Dit is 'n regte blessing. So dan die finale deel van ons seremonie is dan natuurlik die ringe. So ek gaan vra dat die ringe vir ons gebring word en soos wat dit gebeur, sien in die konteks van dit is die huwelik, ringe skets die prentjie van 'n verbond. En so met hierdie ringe verklaar jy dat ek behoort in die volheid van my hart aan iemand anders, want ek gee myself vir hom of vir haar. So dra die ringe as 'n simbool van julle liefde en beloftes aan mekaar en gee aan mekaar hierdie ringe as 'n teken van julle eenheid as man en vrou. So kom ons gee hulle oomblik. Fantasties. Armand en Daniel, julle het erken deur julle teenwoordigheid in die seremonie dat die huwelik is 'n verbond wat deur God ingestel is en in sy genade verseël word. Julle het geloftes aan mekaar verklaar en beloof in die teenwoordigheid van God se Gees en hierdie getuienis en julle het ringe aan mekaar gegee. So van vandag af sal julle nie meer as twee gesien word nie, maar as een in die verbond van huwelik en daarom is dit met groot vreugde dat ek kan sê hiermee verklaar ek dat Armand en Daniel wettig getroud is. Armand, jy mag jou bruid soen. Fantasties. Ja, kom ons bring ons tyd dan tot 'n einde deur een laaste seëngebed net oor hulle uit te spreek. Ek dink vandag is regtig diep betekenis wat ek dink oor hulle net kan rus. So ek wil weer eens vra, miskien daar was begin met hierdie is 'n gentleman. Ja, hy sê maar nie daai een is nie lekker nie, moenie hom gebruik nie. Vat liewer hierdie. Ja, dis haar. Ja man, hy's Armand, wat se tipe ou is jy nou wat nou vir haar So kom ons bid miskien daai groot in elkeen van ons harte is oor hulle van veiligheid en betekenis en sterkheid. Kom ons bid dit oor hulle uit. As jy graag wil, is jy welkom om jou hande uit te steek na hulle toe. Dis sommer net 'n beteken van ons eenheid saam met hulle. Here Jesus, dankie dat U goed is. Dankie dat ons elke belofte wat ons in U vind, Here, net oor hulle vandag kan uitbid. En ons vertrou dat hulle toekoms vol van U gaan wees. Here, mag hulle net vreugde en genot in mekaar vind. Mag hulle huwelik regtig spreek van die karakter en die goedheid, die liefde en die genade en die waarheid. Dankie dat ons hierdie net saam met hulle kan geniet vandag. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê saam. Amen. Kom ons gee hulle lekker 'n laaste hande klap. So ek gaan dan vir Henk vorentoe nooi. Hy's ons seremoniemeester. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Hy gaan vir ons help met wat aan die gang is. Asai. Dankie Joe, dit was baie mooi. Vir die Armand, ek dink jy het trane oor in my chom. Nee, dit was baie mooi. Net gou 'n paar orderreëlings. Die gevolg gaan nou eers uitstap, dan sal hulle vir julle die konfetti gee. Dan moet julle asseblief 'n baie lang tonneltjie uitmaak in die regterhand se paadjie. En dan na die konfetti gestrooi is, moet die oumas en die ouer pare van die bruid en die bruidegom asseblief agterbly hierso by die kapel vir foto's. En dan as Armand hulle aankom by die canapés, waartoe ons nou naartoe gaan beweeg, gaan ons eers 'n groep foto maak. So bly almal asseblief lekker naby daar by die canapés. As hulle daar aankom, gaan ons eers 'n lekker groep foto neem en dan sal ons dit weer van daar af vat. Right, Armand, ja, julle moet nou eers 'n bietjie 'n paar geteken en dan gevolg kan maar uitbeweeg.
soort? Wat is die woord? Ek kan nie beskryf nie. Jy's een van 'n soort. Jy's een van 'n soort.